Goeiemôre en welkom by ons erediens op hierdie laaste Sondag van 2024. Ongelooflik, die jaar het net wat vinnig verbygesnel het. Maar aan die ander kant ook dink ons aan al die wonderlike dinge wat hierdie jaar met ons plaasvind deur die genade van die Here. En ook die, soos ek altyd sê, die wel en wee wat ons deurgegaan het. So ons is dankbaar en verdagte kan sê Here, dankie vir 2024. Ons voorsang vanoggend kom uit lied 354, O Christus ons verlange. Ons verlange, wie het ons heil gebring, sal nooit ons hemelsonde, die lof na waarde sing, vervulling welbehaag, ons harte met die gees, skenk ons in die dag, 'n ware Christus Ons staan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Die Here sê vir ons, julle hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal wees. Amen. Geliefdes, God het ons met sy seun gegroet. Kom ons antwoord daarop deur saam te sing uit lied 334, God is liefde, juig ons harte.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoe som Jesus vir ons die wet op in Matteus 22 vanaf vers 35 tot 40. En een van hulle wetgeleerde het hom 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In die twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Maar nou weet ons ook hoe liefdeloos ons teenoor God en ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Nou, almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bevestig ons geloof en die genade wat ons sopas van gehoor het, deur saam te sing uit lied 519, wees stil en weet ek is die Heer. Ja, die Here is by ons soos hy beloof het. Terwyl ons so sit, kom ons bid die so bekende gebed, die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 2. Lukas 2 vanaf vers 41 tot 52. Die opskrif van hierdie gedeelte is die kind Jesus by die tempel. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin. Maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy is by die reisgeselskap, het hulle 'n dag lank gereis voordat hulle onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het jy na my gesoek?
Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here sal altyd bly staan. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra u seën op die gepredikte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik is voor u aangesig, my God, my redder en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is die kind Jesus, gegroei van die krib tot die tempel. Ons teksvers kom daar uit Lukas 2, vers 52. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en guns by God en die mense toegeneem. 'n Kerngedagte hierso is, hierdie vers vertel ons dat Jesus op 4 maniere gegroei het, wat elkeen noodsaaklik is vir 'n goed gebalanseerde Christen. Nou, Kersfees bring ons altyd na daardie besondere toneel, die krib, die skaapwagters, die engele wat sing, die baba Jesus wat in sy moeder se arms of in die krib lê. Ons het die wonder van God se menswording gevier, hoe die woord vlees geword het en onder ons kom woon het. Johannes 1 vers 14. Ons het in ons geestesoog gesien hoe die herders die baba loof en prys, en hoe Maria hierdie oomblik in haar hart bewaar het, en die wyse man uit die ooste wat die geskenke gebring het vir Jesus. Maar nou, net soos die dae aanbeweeg, beweeg hierdie verhaal ook verder. Die krib is nie die eindbestemming van hierdie verhaal nie. Dis nie waar ons by moet stil staan nie. Nee, dit is maar net die begin. Ons weet dat hierdie baba nie net gebore is om in 'n stal te bly of in 'n stal groot te word of te werk nie. Hy het gekom om die verlosser van die wêreld te wees. Maar nou moet ons die vraag vra, hoe het Jesus, die baba in die krib, gegroei tot die man wat ons verlosser, ons Heer en Heiland geword het, aan die kruis bevind het? Van kind in die krib tot verlosser wat aan die kruis vir ons gesterf het. Kom ons kyk na die eerste gedeelte. Lukas gee ons 'n pragtige maar seldsame blik op hierdie groei. Ons lees van Jesus as 'n 12-jarige seun, nie meer 'n baba nie, maar steeds aan die begin van sy reis. Ons sien hom nie meer in die krib nie, maar in die tempel, waar hy reeds sy unieke roeping begin verstaan. Ons hoor hoe hy vra wat selfs die wyses en geleerdes verbaas gelaat het. En ons sien hoe hy nie net liggaamlik nie, maar in wysheid in sy verhouding met God en mens groei. Die verhaal van Jesus in die tempel, dit is nie net 'n insig in sy lewe nie, maar dit vra ook iets van ons af. Hoe lyk ons eie groei? Het ons 'n pad van balans, waar ons wysheid, gesondheid, ons verhouding met God, ons verhouding met mense versorg? Die baba in die krib wys vir ons wat dit beteken om in die volheid van menswees te leef. Nou geliefdes, vandag reis ons saam met Jesus van die krib na die tempel, van die kind na die jong, kom ons sê jong volwassene. Van 12, 13 jaar oud het hulle alreeds begin in daardie jare om oor te gaan na groter verantwoordelikhede toe. Ons reis saam met Jesus, sy ouers, Josef en Maria, wat hom met liefde groot maak, maar ook geleer het om hom aan God toe te vertrou. Ons ontdek wat dit beteken om soos Jesus te groei in alle dimensies van die lewe, sodat ons nie net oorleef nie, maar dat ons ook, ek amper sê, kan floreer in 2025, wat net om die draai lê. Dit was 'n spesiale tyd in Jesus se kinderjare. Josef en Maria het soos elke jaar die pad, in 'n lang pad vir hulle na Jerusalem toe aangepak vir die Paskafees, een van die hoogtepunte in die destydse Joodse geloof. Die pelgrimstog self was reeds deel van 'n ervaring, 'n geleentheid om saam met familie en vriende te reis, stories te deel langs die pad, die gaves van God te vier. In Jesus tyd was dit gebruiklik dat die 12-jarige Joodse seuns voorberei is om die volle verantwoordelikhede van die geloofslewe op te begin neem. Dit het gereeld ingesluit dat hulle saam met hulle ouers na die tempel in Jerusalem gegaan het, tydens die pelgrimsfeeste,
soos die Paasfees, om die wet van Moses beter te leer ken. Maar kan jy jou voorstel hoe dit moes voel vir 'n 12-jarige Jesus? Die roete wat lei deur stofpaaie, die gebabbel en gepraat van al die reisigers, die klanke wat opstyg, die opwindendheid van 'n fees wat wag. As ons hom nou kon hoor, sou hy waarskynlik 'n stroom vrae van hom gehoor het. Waarom moet die lam geslag word? Wat beteken die Pasga vir ons? Sy nuuskierigheid moes Josef en Maria trots, maar ook dalk soms uitgeput laat glimlag het. Dit wys vir ons dat die groei in geloof begin met vrae. Vrae wat ons uitnooi om God se hart en plan beter te verstaan. Maar nou is die vraag vanoggend ook aan u: wanneer laas het jy vrae gevra oor jou geloof? Het jy al gewonder oor wat God in jou lewe wil doen? Jesus wys ons dat groei begin wanneer ons in opregtheid begin vra: waarom en waarheen, Here? Waarom en waarheen? Nou geliefdes, na die feesgeleenthede geëindig het Josef en Maria saam met die groot groep reisigers huiswaarts gekeer. En soos dit destyds gebruiklik was, het mans en vroue dikwels in aparte groepe gereis. Dit was dus maklik om aan te neem dat Jesus by die ander ouer of saam met ander vriende en familie was. Niks snaaks nie, niks buitensporig nie, niks wat onverantwoordelik het of nalatig nie. Maar aan die einde van die dag besef Josef en Maria dat hy nêrens te vind was nie. Kan jy jou hulle paniek voorstel? Daardie koue gevoel in jou maag wanneer jy agterkom iets is nie reg nie. Soos wanneer 'n kind in 'n winkel verdwyn. Skielik is hy nie daar nie, jy raak paniekerig. En Josef en Maria het dadelik omgedraai en begin in hul soektog in Jerusalem. 3 volle dae lank. 3 dae van bekommernis. 3 dae van vrees. 3 dae waar hulle hoogs waarskynlik elke straat en hoek van die stad deursoek het. En toe vind hulle hom. Nie in die strate of in my vriende nie, maar in die tempel. Jesus was kalm, gefokus asof niks verkeerd was nie. Hy het tussen die leraars gesit, vrae gevra en die antwoorde gegee wat selfs die wyse manne verstom het. Ons sou dalk vandag daarna verwys het as 'n tipe kind wat die leermeester of onderwyser sou sê, is 'n slimkop hierdie, wat elke vraag dalk wil ontleed, maar jy ook laat wonder, waar kry hy al hierdie kennis vandaan? Maar vir Josef en Maria was dit op daardie oomblik 'n mengsel van verligting, maar ook natuurlik verbasing. Hul kind het reeds begin wys wie hy regtig is. Dit word bevestig deur almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Nou, kom ons dink gou oor hierdie stukkie na. Waar soek ons na Jesus, wanneer dit voel asof hy weg is in ons lewens? Waar gaan soek ons na hom? Keer ons terug na die tempel, na gebed, na gemeenskap, na sy woord om hom te vind? Dink daaroor na. Waar soek ons hom? Kom ons kyk wat sê die volgende gedeeltes vir ons. Toe Maria hom sien, het sy as 'n moeder natuurlik instinktief gereageer. Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Jou vader en ek het jou met angs gesoek. Maar Jesus se antwoord het haar sonder woorde gelaat. Waarom het julle na my gesoek? Het julle nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Hier begin ons verstaan dat Jesus reeds geweet het wie hy is. Hy het reeds die verantwoordelikheid begin aanvaar dat sy lewe 'n totale unieke missie het, dat hy die seun van God is en dat sy gehoorsaamheid aan sy hemelse Vader alles sou bepaal. Hierdie wysheid het beide kinders en volwassenes destyds verbaas. Dit wys ons hoe diep sy verhouding met God was. Onthou, Jesus het as 'n mens na die aarde toe gekom, menslike getuie en menslike versoekings. Maar hoe lyk ons verhouding met ons hemelse Vader? Maak ons tyd om in sy huis te wees? Nie net fisies in die erediens nie, maar geestelik deur gebed, stilte en aanbidding. Jesus het geweet waar hy hoort. Weet jy waar jy hoort? Kom ons kyk na Jesus as voorbeeld. Lukas 2 vers 52 gee vir ons 'n eenvoudige maar diepe waarheid oor Jesus se lewe. Hy het gegroei in wysheid,
liggaam en in guns met God en mense. Hierdie 4 dimensies van groei gee vir ons ek wil amper sê 'n bloudruk vir ons eie lewens. Die verstandelike en geestelike dimensie. Jesus het nie net kennis versamel nie, hy het verstaan wat werklik belangrik is. Sy vrae in die tempel wys dat hy nie net antwoorde gesoek het nie, maar ook geleer het om God se wil te onderskei. Net soos ons geroep om wysheid na te jaag, ons moet dit najaag. Om nie net feite te ken nie, maar om God se hart te verstaan en volgens sy wil te leef. Begin elke dag met die vraag: Here, wys my wat ek moet verstaan vandag. Ons moet tyd maak vir Bybelstudie. Vra oor wat jy lees en soek na antwoorde in gebed en in gemeenskap. En daar is soveel bronne vandag beskikbaar. Kom ons kyk na die fisiese dimensie. Jesus het nie net geestelik gegroei nie, hy het ook liggaamlik gegroei. Hy het gewerk as 'n timmerman en lang afstande teen gereis. Ons weet nie. Hy het verstaan dat die liggaam 'n geskenk van God is, wat versorg moet word om sy wil en God se wil uit te leef. Nie net so moet ons ook ons liggame, of net so moet ons ook ons liggame respekteer as 'n tempel van die Heilige Gees. Gee aandag aan jou liggaam, wat dit nodig het, genoeg slaap, beweging, gesonde kos. Hierdie dinge is nie net prakties nie, dit is absoluut nie net prakties nie. Dit is geestelik, omdat jy jou toerus om God ten volle te kan dien. Die krag en die energie wat jy nodig het. Om guns by God te groei, beteken om 'n verhouding met hom te bou, net soos Jesus gedoen het. Geestelike dimensie. Dit is meer as net gehoorsaamheid. Dit is 'n diepe persoonlike interaksie. Dit vra van ons om God se teenwoordigheid te soek in ons daaglikse lewe. Hoe groei ons hier? Begin elke dag in gebed. Al is dit net 'n eenvoudige gesprek met God. Deel jou vreugdes en bekommernisse met hom. Vra, hoe kan ek vandag nader aan U beweeg? Nou, die sosiale dimensie. Jesus was nie net in verhouding met God nie. Hy het ook ander mense met liefde en respek gehanteer. Hy het geluister, hulp verleen en genees. Om in guns met mense te groei, vra dat ons dieselfde doen. Deur vriendelikheid, nederigheid en respek te wys in elke verhouding. Nou, dit klink altyd maklik, maar kom ons kyk, as jy jouself identifiseer met een verhouding of persoon wat genesing of aandag nodig het, net 'n gesprek, net 'n woord, maak tyd hierdie week om 'n vriend of 'n familielid te kontak en iets positief by te dra tot hul lewe. Dink bietjie daaroor na. Is dit moeilik? Nee. Nie met Jesus wat die pad met jou saamstap nie. Dit kan net 'n vriendelike woord wees. Dit kan net 'n oor wees wat luister. Nou, ons sien ook hierso dat ons kan amper sê Jesus het 2 vaders. Een van die mees kragtigste oomblikke in hierdie verhaal is wanneer Jesus vir sy ouers sê, het julle nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie? In hierdie woorde openbaar Jesus vir die eerste keer sy besef van sy unieke identiteit en roeping. Dit is 'n groot oomblik. 'n 12-jarige wat begryp dat hy nie die seun van Josef is nie, maar ook die seun van God. Maar kom ons sê nie net begryp nie, dat hy dit uitvertel, dat hy dit deel. Nou sy aardse vader Josef. Ons lees en ons weet, Jesus was lojaal aan Josef, sy aardse vader. Die teks vertel ons dat hy saam met Josef en Maria teruggegaan het na Nasaret en hulle onderdanig was. Dit wys ons hoe hy gehoorsaam en respekvol gebly het aan sy ouers. Dink net daaraan. Jesus, seun van God, die een deur wie alles geskaap is, het homself onderwerp aan die gesag van 'n menslike gesin. Hy het die gesinseenheid gerespekteer en die 5de gebod vervul: eer jou vader en jou moeder. Jesus leer ons hier dat ons aardse verhoudings belangrik is. Of ons in 'n gesin groot geword het waar liefde oorvloedig was, of een wat moeilik was, ons is geroep om eer te betoon aan mense wat in ons lewens geplaas is. Of hulle nou ons ouers, rolmodelle of mentors is, of vriende. Net soos Jesus moet ons verantwoordelik wees en verantwoordelikheid toon teenoor ander mense in hierdie aardse verhoudings, die lewe wat ons in leef vandag. Vra jouself af, hoe kan jy in 2025 jou verhouding met jou ouers, kinders of gesinslede versterk?
Is daar plek vir versoening? Plek vir groter respek? Plek vir meer aandag? Jy sal die antwoord op daai vraag ken, of dit laat gebeur. Maar aan die ander kant, Jesus het ook geweet dat sy hoogste loyaliteit aan sy hemelse Vader behoort. Toe hy in die tempel gesit het en die leraars gepraat het, was dit nie 'n daad van rebellie of probeer wys wees nie. Dit was nie 'n seun wat net wou verdwyn en sy ouers met bekommernis agterlaat nie. Nee, dit was 'n seun wat begin verstaan het dat sy hemelse Vader 'n groter roeping vir hom het. Of nie net verstaan het nie, maar dit begin openbaar maak het. Sy woorde, ek moet in die huis van my Vader wees, dis diep. Dit is, ek amper sê, kernwoorde. Hier herinner ons daaraan dat ons eerste en grootste plig aan God self is. Alles wat ons doen, ons gesin, ons werk, ons bediening moet gewortel wees in gehoorsaamheid aan God. Jesus was volmaak gehoorsaam aan beide vaders, maar hy het geweet dat sy hemelse Vader altyd die finale woord het. Ons vind dit dikwels dat hierdie balans moeilik is. Hoe bly ons getrou aan ons gesinne en ons wêreldse verantwoordelikhede terwyl ons terselfdertyd aan God probeer gehoorsaam wees? Die antwoord lê in prioriteit. Om God eerste te stel in alles wat ons doen, maar nooit ons gesin te verwaarloos nie. Jesus wys dat gehoorsaamheid aan God, liefde vir ons naaste en liefde vir ons naaste hand aan hand loop. In watter dele van jou lewe moet jy God se stem duideliker hoor? Watter besluit, verhouding of keuse vra vir meer fokus op sy wil? Nou geliefdes en here, wat hierdie verhaal so uniek maak, is dit nie 'n of keuse wys nie. Jesus het nie gesê hy moet kies tussen Josef of God nie. Hy het gewys dat die gehoorsaamheid aan God sy loyaliteit aan Josef versterk het. Omdat hy aan sy hemelse Vader getrou was, kon hy ook sy aardse rol vervul. Dit is 'n belangrike les vir ons. Wanneer ons God eerste stel, sal ons ander verhoudings op 'n gesonde, gebalanseerde manier funksioneer. Om hierdie balans na te volg, die respek te hê vir die mense wat God in ons lewe geplaas het, maar altyd te vra, hoe dien ek God die beste in hierdie situasie? Ons moet dit altyd vra. Jesus herinner ons dat albei vaders in ons lewens wil plek het. En as ek sê vaders, moeder, ouers, maar dat God altyd sentraal bly staan. God sal altyd sentraal wees. Ons het ook twee vaders in aanhalingstekens. Die mense wat ons op die aarde lei, ondersteun en liefhet. En ons hemelse Vader wat ons lewens in sy hand vashou. Hoe kan ons meer getrou wees aan beide? In Jesus se reaksie, ons ouers, is ons die perfekte voorbeeld van balans. 'n Lewe waar liefde, gehoorsaamheid en prioriteite altyd in harmonie is. Mag ons hierdie balans ook in ons lewens nastreef. Liefdes, ek sluit af. Die verhaal eindig met bemoedigende woorde, dat Jesus in guns met God en mense gegroei het. Hierdie eenvoudige vers is ons uitdaging vir 2025. Hoe kan ons in hierdie 4 dimensies groei? Wysheid, liggaam, guns met God en guns met mense. Mag ons groei in balans en elke aspek van ons lewens gebruik word om God te verheerlik. Laat ons, soos Jesus, ons geloof, ons gesondheid en ons verhoudings ernstig opneem. En onthou, dat God ons elke dag toerus vir sy roeping. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en hemelse Vader, Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat ons hier kan bymekaar kom om meer te leer en onsself toe te rus, Here, vir hierdie elke dag wat voor lê, nie net 2025 nie, Here, maar elke oomblik, elke dag van ons lewens. Laat ons hierdie ter harte neem, Here. Laat ons meer ons aandag toespits op u wysheid en wat u wil hê ons moet doen, wat u wil hê ons moet vermag in hierdie lewe, Here. Of is dit klein of groot is, of al is dit net daar om te ondersteun, Here, al is dit net daar om 'n sagte antwoord te gee, of 'n oor wat luister. Here, ons dankie dat u aarde toe gekom het. Dankie dat ons Kersfees kon herdenk het, Here. En elke dag kan ek amper se Kersfees kan vier, want dit is 'n
Daardeur het ons verlossing begin, Here. Die pad wat U geloop het vir ons. Om 'n versoening te bewerkstellig tussen ons en God. Here, waar ons nou hierdie erediens afsluit. Dink ons aan ons geliefdes, ons familie, ons vriende, Here, wat naby of ver is. Ons dink aan die Here wat op hierdie tyd van die jaar verlange het na mense wat nie meer met hulle is nie, vriende, familie of ouers of kinders, Here, wat hulle verloor het, wat hulle in die dood afgestaan het. Wat leegheid voel, Here. Geef hulle krag, skenk hulle genade, Here. Geef hulle dat hulle kan sterk staan, Here, en weet dat U in beheer is van ons lewens. Here, ons bid ook vir die mense wat nie voedsel het om te eet nie, wat nie 'n dak oor hulle kop het nie, Here, wat in die oorlog getuieerde lande is. Here, wat in soveel probleme en sosiale probleme verkeer. Skenk hulle genade en laat die lig ook vir hulle skyn, Here. Maar bowe alles, Here, lei ons na U woord toe. Die wat nog op soeke is, dat die saad gesaai word, dat die lig vir hulle ook skyn. Here, ons vra nie dinge om ons het verdien nie, maar ons smeek dit enkel uit genade. Amen. Ons slotlied vanoggend is die baie bekende Psalm 100. En dis wat ek hierdie, ons sê 2024, juig almal tot Gods lof en eer. Juich almal tot Gods lof en eer. Kom dien met blydskap God die Heer. Kom met gejubel voor hom saam. En dank en loof hom prys sy naam. Erken die God en sy gesag. Hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid. Hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel en sing, en bring jou dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trouw, sal hy vir altyd onderhou. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Mag die nuwe jaar vir julle seëninge in oorvloed bring van liefde, vreugde, vrede en gesondheid en voorspoed. Mag Jesus jou leidsman wees en voorsien in elke behoefte aan die rykdom van sy genade vir môre, oormôre en elke dag. Baie voorspoedige nuwe jaar vir julle almal.